stiltes wees. En as dit gebeur, is jy alright. Daar makeer nie ietsie vir jou nie. Ek wil graag vra dat Abri vorentoe kom. Abri gaan met ons 'n getuienis deel. Die agtergrond daarvan, en dit is my baie kosbaar dat ons dit vanaand hier kan deel. Ons het nog in hierdie voel vir my, hierdie getuienis behoort aan George Berg se gemeente. Dit behoort aan u, die van u wat hier sit, het so baie gebid vir ons, so verskriklik baie gebid vir ons. My seun is nou graad 10, graad 7, 3 jaar terug is hy gediagnoseer met auto-immuunkondisie. Dit was in Pinkster. Enel van Nysna het nog hier gepreek en in Pinkster is hy toe vir die eerste keer opgeneem in die hospitaal, presies 3 jaar terug. En ons het lank gevat om te hoor wat is verkeerd, want het was so vreemd wat met hom alles gebeur het, maar hy was vir 'n goeie deel van 2 jaar in 'n rolstoel, wat hy nie kon geloop het nie, en vir 'n baie groot deel van daai 2 jaar, 'n stuk of 6 na 8 maande in 'n bed. En hierdie gemeente het vir ons verskriklik baie gebid, julle, en ek wil baie dankie sê vir julle. Ons het dit wat gebeur het, probeer beskerm vanweë 'n klomp redes, en miskien kan ons later daaroor praat, maar ons het intussen die kring so 'n bietjie groter gemaak, en ons het dit eers daar op Msinga, eerste keer met die span daar gedeel wat alles gebeur het, en toe het ons 'n keer dit gedeel nou op die Chrysalis-kamp, maar ek dink ons wil dit baie graag 'n bietjie breër deel met die gemeente. Julle is verskuldig om te weet wat daar gebeur het. Dankie, Abri. Jy kan jou skrifgedeeltes daar. Dankie, Nati. Ja, jy sê ek wil by Nati aansluit oor dit behoort definitief aan die gemeente. Ek is 'n sakker om na near-death experiences te luister. John Burke het al 1500 sulke onderhoude gehad, en verskriklik baie van die mense getuig oor gebede, en dit is hoe die mense dit vertel van wat hulle ervaring is. Dis soos ligstrale wat van die aarde afkom, elke gebed of ligte. So ja, dis baie mooi. 'n Ander ding wat ek ook geleer het met die near-death experiences terwyl ek nou daar praat, is dat soos Nati gesê, die Here praat nie met ons met 'n stem nie. So van die 1500 mense wat hy onderhoud mee gehad het, net een persoon gesê dit was 'n verbale gesprek wat in die hemel plaasgevind het. Die almal anders het gesê daar's nie fisiese woorde in die hemel nie. En ek dink dit is eintlik baie meer my ervaring ook om van die Here se stem te hoor, is dit is baie meer intiem, want die stem kom met 'n gevoel ook. As ek byvoorbeeld nou vir iemand iets sê, jy weet nie wat ek voel, ek sê dit, maar jy weet nie wat my gevoel regtig is nie. Ek kan vir jou jok, maar as die Here met jou praat, dan kom daar gevoel saam met dit. So ja, dit is baie spesiaal. So, ek het vir my kripnotes gemaak. Ja, ek wil eintlik net vir Nati dankie sê vir hierdie week. Hy is vir my daar's so 'n storie van Picasso wat in die park sit, en iemand kom na hom toe en vra vir hom teken van my prentjie, en ek dink Picasso het mos sommer sulke simpel goedjies geteken, en hy teken gou daai ding in 15 minute, en die ou vra vir hom, wat gaan dit my kos? Ek dink Picasso sê vir hom 25.000, maar hy sê die ding het net 15 minute gevat, dus sê Picasso vir hom, nee, dit het 'n leeftyd gevat. So hierdie goed wat Nati vir ons by mekaar, ek weet, hy doen dit dalk in 'n maand of 'n week of so, maar dit voel of dit nou al, ek meen, dis 'n leeftydse werk eintlik, so ek wil regtig dankie sê vir hom vir dit. Ja, wat my ding begin het, die Here het vir my gesê, ek moet ophou drink.
ek was nou glad nie alkoholist of so iets nie, maar dit is wat ek die hele tyd gehoor het. En op 'n stadium sê ek vir my vrou, ek verstaan nie wat die Here se storie is nie. Ek is nou al klaar, ek is klaar door 'n droë drip, nou wil hy nog hê ek moet op 'n drank ook. En ek doen dit maar toe en ek dink toe nou vandag daaroor. Eintlik as gevolg van dit het verskriklik baie goed in ons lewe verander. Ons hele vriendekring het verander. Ek het baie meer ander gesprekke as wat ek gehad het voor die tyd. So dit het 'n regtig groot invloed gehad, maar ek dink wat ek daaroor wil sê is Oswald Chambers sê God will never reveal more of himself until you obey what you already know. So my ervaring van dit is dat ek dink mens kan met een opdrag vir 40 jaar loop wat die Here vir jou sê jy moet doen en dan bly dit net daar. Maar as jy dit dalk gehoorsaam, dan gebeur dit en baie mense het ek al gehoor sê dit is soos 'n prop en dan ewe skielik hoor hulle die Here se stem, maar ek stem nie eintlik saam nie. Ek dink dit is die Here se stem wat met jou praat in die eerste plek om vir jou te sê, al is dit dalk nou om op te hou koffie drink of marshmallows eet of wat ook al. So ja, toe doen ek dit. En ja, Hendrik was regtig siek en Nadine kom toe een Sondag na my toe en ek dink Rudolf het haar gestuur en gesê sy voel regtig ons moet vir Hendrik bid. Baie ontsteld en hartseer en mens kon regtig haar hart sien en ek dink dit is regtig die hele gemeente se hart gewees. En ek sê vir haar, ek sal dit doen, maar net as die Here sê. So ek dit so half as ek Skype route gebruik. Ja, ag ek weet nie hoe lank daarna nie. So dan nou ek luister ek na Angus Buchan se boodskap terwyl ek in die bed sit en hy praat toe van Billy Graham toe hulle Billy Graham se huis besoek het toe in Amerika was en net soos Natie wou ek baie groot goed vir die Here doen en ek sê vir myself ek sal nooit soos Angus Buchan of Billy Graham wees nie, ek is nou al te oud. En 'n stem sê vir my, maar jy kan Jesus wees. En die trane loop oor my oë want in daai selfde oomblik besef ek ook ek kan dit wees, maar ek moet in myself sterf, ek moet my lewe oorgee, ek moet alles eintlik die teenoorgestelde wat ek nou net gedink het, ek wil nou great goed doen, ek moet eintlik nou niks wees, daai selfde besef kom saam met my. So dit is waarvan ek nou net praat, die Here se stem is nie net woorde nie, dit is so 'n klomp inligting op een slag. En ek dink dit was die maandag gewees en die woensdag het ek 'n ervaring dat die Here vir my sê as hy my wakker maak in die nag dan moet ek opstaan. Ek dink dit was so die woensdag gewees. En ek slaap eintlik verskriklik goed, so dit is baie snaaks. En ek word wakker, ek dink so 3 uur, 4 uur en ek het 'n verskriklike ervaring van liefde. Van God se liefde en dit was so het gevoel asof as dit meer sal raak dan of ek sal kan sterf van dit en ek staan toe op en ek gaan sit in die sitkamer en ek het die ervaring van die Here se liefde wat vir die hele wêreld vir Bin Laden en Gaddafi en al die mense wat ek gewoonlik gehaat het maar nie ek sien nie die liefde van God vir hulle nie, die liefde van God deur my vir hulle. En dit was toe die Here toe vir my sê, ek moet weer 1 Johannes 4 lees en ek het dit eintlik, ek dink net vroeër daai week gelees en ek dink ek weet nou eintlik presies wat daar staan, maar ek lees dit toe. Ek weet nie hoe verander ek die nie. Dit is 1 Johannes 4
En ek het dit die hele tyd misgelees en ek sien nou, julle kan maar nou self lees, ek het dit daar gehighlight. Dit is definitief een van my gunsteling dele in die Bybel. En toe ek dit daai oggend lees, toe sien ek maar daar staan 3 of 4 keer van God in my en ek in God. En ek meen, dit is nog net 3 dae terug wat die Here vir my gesê het, ek kan Jesus wees, en ek besef toe eintlik wat Nati gister jou aand vir ons vertel het, dat die Here, hy in my is. En voor dit het ek definitief gedink, die Here is daar bo en ek is hier onder en ek moet probeer nader aan hom kom. En ek dink dit het 'n baie groot verskil in my lewe gemaak en daai ervaring van liefde. En die Vrydag nou is dit weg, Nati. Ja, iewers het ek toe ook nou gelees, ek het saam met die werkers deur Romeine gelees, maar en dit raak vir my so 'n bietjie vervelig aan die begin, maar dis seker ook maar die Here wat my oë toemaak, dit voel vir my, dit gaan net die hele tyd oor sonde en besnydenis, en hier lees ek Romeine 5 vers 5 raak, en daar staan, want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die werking van die Heilige Gees, en ek onthou ek nog Rudolf gebel, kan dit wees dat ons agape liefde kan hê, kan ons God se liefde, en hy sê verseker, maar ek weet dit is wat daar staan. So ek het altyd gedink, daar is God se liefde, en dan het ons maar nou hierdie ander philos en eros en die goedjies waarmee ons moet besig hou. En ja, so dit is vir my regtig baie beteken. Wat ook gebeur het daai nag toe ek nou weer gaan slaap, is 'n interessante ding, toe droom ek van wat ek beweeg net so verby, so groot swart gat, soos 'n dubbeldeurgat, en ek het verskriklike, nadat ek daai ervaring van liefde gehad het, verskriklike vrees. En ek weet nie, julle weet seker in Johannes 4 staan daar, waar daar liefde is daar geen vrees nie, maar volmaakte liefde verdryf alle vrees vir die finale oordeel. So ek weet nie wat die Here vir my probeer sê het nie, maar ek deel dit maar net met julle. So ja, toe dit was die Woensdag wat ek seker maar 'n visioen gewees. Ek weet nie hoe om die goed te waar en hoe om te noem en te plaas in die pizza nie. Maar by die Bybelskool bied Nati toe aan, en dit gaan oor klaagliedere wat maar 'n taffe hoofstuk is, en hier op die einde deel Nati toe nou die moeilike situasie wat julle met Hendrik deurgaan. En hy sê hy glo nie dat dit God se straf is nie, want in Johannes 9 staan, vra die disippels vir hom, hoekom is die man blind gebore? Is dit omdat hy gesondig het, of is dit omdat sy ouers gesondig het? En Jesus sê vir hulle, dit is nie omdat hy gesondig het of sy ouers gesondig het, en Nati stop toe daar. En ek weet toe wat daar verder staan. En dit is soos emmer koue water oor my, want daar staan, hy is blind gebore sodat die werke van wat God doen deur hom gesien kan word, en dit is toe nou my opdrag. En ek gaan toe na Nati, ek sê vir hom, ek wil net seker maak, op daai stadium ek het Nati nog nie goed geken nie. Ek wil net seker maak oor iets, maar ek dink ek moet dringend met hom praat. En ek kon daar nog 'n ry van hier af Pick n Pay se kant toe. En ek sê vir die Here, ek kan nie dit doen nie. En die Here sê vir my, maar ek het hierdie week alles vir jou gegee wat jy nodig het. En ek vra toe vir 'n bevestiging, en ek dink oom Bill wat op ons mannegroep is, hy stuur so 'n videoetjie van, ek weet nie of julle dit al gesien het nie, is ook maar 'n preek wat die prediker preek van
die soldaat wat buite die White House sit en die wagte wil hom nie inlaat nie en hy wil vir die president gaan iets sê en hy sit daar in trane en op 'n stadium kom haar kind verby en die kind vra vir hom wat is fout en hy sê ek kan nie by die president kom ek wil vir hom iets sê maar hy sê en hy vat sy hand en sê kom stap saam met my en hy stap verby die hekwagte en ja, soldaat kan nie dit verstaan nie en ek stap by die volgende wagte en hy stap tot by die president se kantoor en hy sê klop daar en hy maak oop en die seun sê pappa hierdie soldaat wil vir pa iets sê en dit gaan daaroor dat Jesus eintlik ons weg na die Vader is maar dit is wat ek te hoor is dat ek hoef nie te worry nie Jesus gaan my hand vat en hy gaan saam met my na die pastorie toe gaan wat nou amper soos die White House is. Ja, en ek bel toe vir Natie en vra of hulle oop sal wees vir dit en hy sê dis reg, maar eers Sondag en ek gaan plaas toe, maar toe nou 'n lang naweek vir my en ek wonder nou, moet ek nou vas of wat moet ek nou maak want dit is nou nie 'n gewone gebed nie. En dit op daai stadium het ek koffie gedrink omdat ek nou al te veel koffie gedrink het so 'n bietjie gesondheidsrede dat ek nie gevas van dit nie maar asof die Here sê man jy kan maar koffie ook drink so dit is nie jy wat die werk gaan doen nie. En toe ons nou Sondag terug is by die huis ek op daai staan verskriklik baie video's van Dallas Willard gekyk en ek gaan maar net iets weer van hom kyk om my 'n bietjie kalm te maak en daar kom iets op van 'n ander ou wat toe nou praat oor genesing so gebed wat nou baie interessant is en hy sê toe jy moet die siekte soos 'n hond uitdryf soos 'n stout hond en dis toe maar nou wat ek gaan doen het so ja ons is toe toe ek Sondag aan na die hele se huis toe en ek vra toe nou vir Natie wat is die siekte se naam en hy gee baie groot woord wat ek dadelik vergeet nou so dit is toe nou moeilik om die siekte uit te dryf want ek kan nie sy naam uitspreek nie. So ja, dit is eintlik baie interessant, dit is asof die Here vir my 'n prentjie ook gegee het, hoe dit gaan lyk in Hendrik se kamer. En daar was 'n stoel in my prentjie en verder ek sien Hendrik op die bed lê en ek vra toe vir my met my op die bed lê, ek gaan vir hom bid, maar toe sien ek daar's nie 'n stoel nie, maar toe skuif Hendrik uit sy rolstoel uit en hy gaan lê op die bed en ek dink dit was maar 'n baie vinnige gebed en ek weet net ek het die pyn gesê om te gaan en toe sit klaar en toe gaan ek huis toe en Hendrik kan verder kom vertel want Hendrik en Natie se storie verskil so 'n bietjie en Hendrik se storie huil Natie en Natie se storie huil hy nie. Ja, so oom Abri het toe by die huis by ons huis aangekom en ek het hom, dis die eerste keer dat ek hom in my lewe gesien het daai aand. En ek het toe, dit was al 'n regtig baie lang dag gewees en my pille is uitgewerk en ek voel regtig horrible maar hy sê toe hy het al gevisualiseer en voor die tyd al hierdie prentjie gesien van hoe hy vir my bid waar ek in my bed lê. En so ek gaan lê toe maar in my bed en hy sit toe op my rolstoel en hy begin toe bid en ek maak my oë toe en dit is moeilik as jy so baie pyn het op daai oomblik jy sukkel om jou gedagtes op een ding te fokus en ek sukkel om sy woorde eintlik te hoor en ek hoor hy bid en maar ek voel net of kalm en stil en of alles wat al uitdoof en so aan en ek iets in my half sê net ook vir my soos jy moet dit glo ook soos
ek moet glo dat Jesus die krag het om dit te kan doen. En ek beleef toe baie teenwoordigheid van die Heilige Gees. En oom Aubrey sê amen en ek sê vir hom of ek bly toe sommer lê of ja ek klim toe in my rolstoel en gaan saam met hom deur toe om te groet en hy gaan huis toe en ek sê eintlik maar vir my ouers vir die nag en sê ek gaan nou slaap, ek voel ek's regtig ek voel nie lekker nie. En ek gaan in my kamer en ek maak my deur agter my toe en ek in 'n rolstoel mos nou en soos ek by die bed aankom en half oor wil klim in my bed en antisipeer vir die pyn wat nou gaan kom van hierdie beweging en ek klim oor in die bed en soos yes, maar jy weet dit was maklik geweest en ek klim weer terug oor in die rolstoel en soos yes nee, dit was nou regtig te maklik geweest. So en ek begin toe my bene beweeg en ek kan voel yes maar die pyn is net weg. Dit is net maar ek verstaan toe ek was so de mekaar geweest. Ek het die rolstoel toe probeer druk ek myself op teen my bed en ek probeer staan en ek kan toe staan en dis nie want en die pyn keer my nie om te staan nie. En ek druk my rolstoel een kant toe en ek beloof vir julle ek het letterlik vir 10 minute in 'n sirkel in my kamer geloop daar voor my bed net om agter te kom wat nou gebeur. En ja, en ek kom toe net agter soos my pyn is soos heeltemal weg. En ek gaan toe uit my kamer uit en ek sien my ma daar, sy stap toe verby en ons sien toe mekaar en sy was ons net oorstel van blydskap en ek gee toe net vir haar drukkie en ons almal begin te huil en in my weergawe uit my pa ook mag huil, maar hy gaan nie soveel sê nie. En ja, ons is toe in die sitkamer en ek staan daar en loop rond en ek vra toe maar vir my pa, kan ek net soos buite toe gaan, dat ek net die gras onder my voete gaan voel en ek stap toe buite, jy weet wat 8:00, 9:00 die aand en ek voel soos vir die eerste keer die gras onder my voete vir soos meer as 'n jaar seker, maar en ja, dit was so 'n amazing ingrypende oomblik en dit was baie duidelik 'n wonderwerk. Maar dit was na dit weer moeilik geweest om in my eie geloof, want na dit het die siekte weer teruggekom en ek was vir 'n hele paar weke was ek heeltemal fyn geweest en ek kon lank loop maar toe na rukkie kom die siekte weer terug en ons kon dit toe nie verstaan nie, maar soos wat tyd aangegaan het en mens 'n groter perspektief kon kry, was daai aand waar oom Aubrey vir my kom bid het, was die laagste punt wat ek in my lewe was en elke keer, so as mens nou half dit as jou laagste punt wil begin en hoe dit opgegaan het en dan weer geval het, dit het nooit weer tot daar geval nie. En elke keer wat ek weer verbeter het en verswak het ek elke keer net beter was net hoër as die vorige keer. So daai was die ultimate draaipunt van of daai ingryping van die Heilige Gees en dit is nie soos wat oom Aubrey ook self gesê, dit is nie uit sy eie krag nie, dit is nie net sy gebed nie, dit is die hele gemeente wat al regtig maande en maande gebid het en die Here wat half besluit om dit nou half 'n toonwerk van sy krag te stel in sy ingryping en teenwoordigheid te maak deur oom Aubrey as instrument te gebruik. So ja, dankie dat ek met julle kon deel. Ek wil net gou vinnig een ding sê wat die ou wat op die YouTube video ek het die ou se naam is Tom Loud, maar hy het ook gesê hy het baie lank gebid vir siek mense, maar kom ek het wil deel, dit is so baie groot invloed op my hele geestelike lewe van hy sê dinge het baie verander, hy het toe met 'n ander ou gepraat wat eintlik nou baie suksesvol is, kan mens maar sê, en hy vra toe so, wat doen jy, en die ou sê toe nou, as hy klaar gebid het, dan dink hy net aan niks.
En baie keer bid die ou nie, hy dink net aan niks en dit is so vir my so baie beteken vir my om net uit die pad uit te kom. Want sodra mens aan iets dink of verseker dink ek dan dink jy nou maar weer dis omdat ek daai gedagtes gehad het dat die Here dit nou gedoen het, dan dink jy weer dis my eie werk. So wat die ou eintlik sê is kom net heeltemal uit die pad uit dat die Here kan werk en ek dink dat dit regtig 'n groot invloed op my hele geestelike lewe gehad, nie net met gebed nie, maar met alles. Dankie my brother. Aubrey is soos 'n geesgenoot vir my, regtig waar, hy is soos 'n broer. Hy sal ook een van my board of directors mense wees in my lewe. Ons kuier net te min. Medegelowige, die Here werk en hy leef regtig. So van ons gesin se kant af baie dankie. Jy gaan waarskynlik weer vir Hendrik op 'n stadium in 'n rolstoel sien as die siekte weer sy verskyning maak. En so ons probeer baie nugter wees, want hy was vir 6 maande nou nie in 'n rolstoel nie, maar dit beteken nie hy's nie in pyn nie. Daar is slegter tye, maar hy was nie in pyn, hy was nie in 'n rolstoel nie. So daar mag weer relapses wees, maar daar het 'n draaipunt gekom. Baie definitief. Daar het 'n draaipunt gekom. En baie dankie vir elkeen se gebed en hy is steeds op medikasie per maand, wat per week wat hy moet spuit en so aan, maar baie dankie vir elkeen se gebed. Kom ons bid saam. Here, ons verstaan regtig nie alles nie. Sjoe, ons verstaan net nie alles nie, maar ons verstaan genoeg om te weet dat U 'n werklikheid is, dat daar 'n geestesdimensie is, en dat U 'n God van liefde is. En dat die Heilige Gees naby is. Dit verstaan ons. Praat met ons, Here, maak ons ore attent op U Gees. Help ons om nie die fireworks van 'n rema woord te jaag nie. Help ons om te werk, elke dag die inspanning in te sit, om logos woord van die Here in te neem. Vorm ons, Here, deur U woord. En dankie vir net fellowship met U, omgang met U